Romeine hoofstuk 13, ons kyk na vers 8 tot en met vers 10. Soos julle weet, ons is besig om te kyk na ons verhouding na verskillende partye. Ons het eers gekyk na ons verhouding met die Here, aan die begin van Romeine hoofstuk 12. Wat is ons verhouding met God? Wat is ons verhouding met ons medegelowiges was volgende? Wat is ons verhouding met ons vyande? En so 2 weke gelede het ons toe gekyk na wat is my verhouding met die staat? En nou vanoggend, wat is my verhouding teenoor alle mense? So Romeine hoofstuk 13 vers 8 tot en met vers 12. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis lewer nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Sover ons geleesde gedeelte. Kom ons bid dat die Here vir ons sal help, dat ons hierdie woorde ook ter harte sal neem, en dat die woord van die Here ons sal leer, en sal lei om God te verheerlik. Nee, uiteindelik is dit die doel van Christendom. Nee, die doel van Christendom is, ons wil God verheerlik, ons wil God gehoorsaam en hom dien. En dit moet ons ook doen in die manier hoe ons na ons naaste omgaan. So kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal help. Here, ons wil U verheerlik vanoggend. Ons wil U woord laat spreek. En ons het die hulp nodig, Here, ons is swak. Dis vanoggend 'n bietjie van 'n warm dag, dis sekerlik vir sommige 'n bietjie van 'n beproewing. Daar's baie dinge wat met ons in hierdie week gebeur het. Baie hartseer en leed. Miskien ook dinge wat ons bly maak en opgewonde maak. Dinge wat ons fokus wegvat van U. Dinge wat ons behep maak in 'n sekere sin, partymal met sinnelose dinge. En die dinge van hierdie wêreld, eerder as om ons fokus te plaas op U. En ek vra, Here, dat U dus vir ons moet help vanoggend. Lei ons in die waarheid van die woord. Bring ons by Christus, bring ons by ons verantwoordelikheid, hoe ons U kan verheerlik en eer. En bring ons by ons eie sondige, 'n besef van ons eie sondigheid, sodat ons met ywer sal werk, saam met die werking van die Heilige Gees in ons, om meer Christus gelykvormig te wees in ons lewe, terwyl ons beywer daarvoor, om die sonde af te sterf. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So die gelowige is 'n kerklidmaat, wat verantwoordelikheid het teenoor medegelowiges. Hy's 'n individu met persone wat van hom hou en met persone wat nie van hom hou nie. Hy's 'n burger van die land. En dit beteken dat ons moet reg optree teenoor die kerk, teenoor ons vyande, teenoor die staat. Dis wat ons in die laaste paar weke gesien het. Maar die gelowige is meer as dit. Hy's nie net 'n individu en 'n kerklidmaat en 'n landsburger nie. Hy's ook deel van die gemeenskap, is hy nie? Hy's deel van die lokale gemeenskap, deel van die nasionale gemeenskap, deel van die wêreldwye gemeenskap. En dit beteken dat ons maak kontak met ander mense. En wie jy ook al mee kontak maak, wie ook al jy ontmoet, wie ook al op een of ander manier in verbinding tree, of dit nou telefonies is of op e-pos, enige persoon van wie jy kennis dra, dis jou naaste. En die woord verwag dat ons hulle sal lief hê. Lief hê soos jouself.
En so ons studie vanoggend praat ons oor ons verhouding met alle mense. Die gelowige moet altyd deur teenoor alle mense in liefde optree. En ons kyk na 3 beskrywings dan vanoggend spesifiek van naaste liefde. Die eerste beskrywing is liefde bly 'n uitstaande skuld. Vers 8a. Luister wat sê dit. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê. So met niks vir niemand skuld nie, maar behalwe vir hierdie een skuld, dat julle mekaar sal lief hê. Nou Paulus het nou al 'n hele paar keer vir ons in Romeine gewys dat gelowiges moenie skuldenaars wees nie. Hy sê in Romeine 1 vers 14 het hy gesê dat die gelowige is 'n skuldenaar van die ongelowiges wat daarom juis moet uitgaan en die evangelie moet uitdra sodat ons ons skuld betaal teenoor hulle. In Romeine 8 vers 12 en 13 het hy gesê ons is skuldenaars aan die Heilige Gees, sodat ons die sonde sal afsterf en sal leef om meer heilig te word. In Romeine 13, 2 weke gelede, Romeine 13 vers 7 het hy gesê, ons is skuldenaars van die regering, en daarom moet ons belasting betaal aan die wat belasting skuldig is, en tol aan die wat tol skuldig is, en eer aan die wat eer skuldig is. Eintlik is die woord daar vrees, en respek en eer betaal aan die wat eer skuldig is. En nou kom Paulus en hy maak hierdie algemene stelling. Ons moet aan niemand niks verskuldig wees nie. En ek wil hê ons moet verstaan, hierdie is 'n imperatief. Met ander woorde, dis nie iets wat ons 'n opsie het of wat ons kan besluit nie. Dis 'n opdrag. Moet aan niemand iets verskuldig wees nie. Nou dit beteken nie, jy mag nie skuld maak nie. Daar's omstandighede waar ons nie 'n keuse het as om skuld te maak nie. Byvoorbeeld om 'n huis te koop of 'n kar te koop, of daar mag 'n tyd wees wanneer jy deur 'n tyd van nood gaan waar jy nie 'n ander keuse het as om skuld te maak nie. Maar wat dit eintlik vir ons sê is wanneer dit sê jy moet aan niemand iets verskuldig wees nie, moenie onverskillig wees nie. Moenie skuld maak wat jy nie kan betaal nie. En as jy skuld maak, moenie agterstallig raak nie, maar maak seker dat jy dit betaal. Dit is nou nie spesifiek net van geld nie, maar in enige opsig, wanneer jy met mense te doen moet niemand niks verskuldig wees nie. Die punt is, Psalm 37 vers 21, die goddelose is die een wat leen en nie terugbetaal nie. Dit moet ons nie wees nie. Ons moet uitstaan as hulle wat gelowig is en daarom ons skuld verheffen, ons skuld betaal. En tog sê Paulus, daar is 'n skuld wat jy nooit sal kan afbetaal nie. Jy moet aanhou om dit te betaal. Jy mag nooit ophou om dit te betaal nie, maar nooit gaan jy dit klaar betaal kry nie. Wat is dit? Dis nie jou huis nie. Nee, partymal is dit die geval, nee. Het voel asof ons huis nooit afbetaal word nie, maar daar's 'n skuld wat jy nooit sal afbetaal nie. Moet aan niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Vra myself die vraag, weer eens is 'n imperatief, né? So, aan wie mag die gelowiges iets verskuldig wees, volgens Paulus? Aan niemand. Ons mag aan niemand iets verskuldig wees. So, selfde imperatief. Wie moet die gelowige lief hê? Almal. Imperatief. En so nooit, broer en suster, mag ons op daardie plek kom waar ek sê ek het iemand nou genoeg lief gehad. Of dit 'n vriend is of 'n vyand. Of dit 'n bekende is of 'n onbekende. Ons gesindheid en houding moet altyd teenoor almal liefdevol wees. Ons het nou reeds gesien, Romeine 12, vers 9 tot 16, ons het gesien, ons moet ons medegelowiges lief hê. Dis nie eers altyd maklik nie, is dit? En toe in Romeine 12 vers 17
tot 21 het gesê, ons moet ons vyande lief hê, né? Doen goed aan ons vyande, selfs al doen hulle sleg aan ons. En nou sien ons, daar's niemand hierby uitgesluit. Ons moet altyd, ons is altyd aan alle mense liefde verskuldig. Nooit kan ons by die punt kom waar ons sê ons skuld nie iemand liefde nie. Maar dis 'n geweldige vraag, is dit nie? Daar is sommige mense wat dit maklik is om lief te hê. Dit is makliker om jou vrou of jou man of jou kinders, jou ouers, jou vriende, miskien in 'n sekere sin soms makliker om selfs medegelowiges lief te hê. En dan is daar ander wat moeiliker is om lief te hê, né, soos jou vyande. En mense op wie jy vanuit jou sondige natuur op neersien. Maar ons moet hulle almal lief hê. Ons moet aan hulle goed doen. Ons mag onsself ook nie verbly in wanneer die ellende oor hulle kom, of wanneer die Here hulle self straf nie, né? Onthou, ons het 'n paar weke terug dit gesien oor ons vyande. Ons mag ons nie verheug in die wete, ons kan nie by daai punt kom waar ons sê, ek weet die Here gaan hulle uitsort eendag nie. Want my hart moet wees, ek wil hê hulle moet gered word. Ek begeer hulle bekering. Paulus sê, ons moet alle mense lief hê. En dis nie iets wat ons kan toepas of kan besluit wie ons dit wil op toepas of nie wil toepas nie, want dis 'n imperatief. Dis 'n verpligting. Net so wat jou skuld moet betaal, so moet jy alle mense lief hê en nooit ophou om alle mense lief te hê nie. En selfs al sou daar iets gebeur dat jy nie jou skuld kon terugbetaal nie, is dit nog steeds nie 'n verskoning om nog steeds aan te hou om alle mense altyd weer lief te hê soos jouself nie. Die gelowige mag nooit nalat om liefde teenoor die medegelowige of teenoor alle mense te bewys nie. Maar tweedens wil ek hê ons moet sien, liefde vervul die wet. Vers 8b en vers 9. Liefde vervul die wet. Dis die rede hoekom ons alle mense altyd moet lief hê, want dit vervul die wet. Wat sê die vers? Want hy wat 'n ander lief het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis lewe gee nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al word in hierdie woord saamgevat. As jy al daai dinge saamvat, dit word saamgevat in, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou mense praat van die twee tafels van die wet. Nee, ons weet nou nie heeltemal of dit regtig op twee tafels geskryf is nie, maar dis 'n mooi illustrasie is dit nie, want die eerste 5 gebooie sê hulle verwys na ons verhouding met God, en die tweede gedeelte, die tweede tafel verwys na ons verhouding met ons medemens, ons naaste. En so wat ek wil, enigste rede hoekom ek dit sê is want ons praat nou van die tweede tafel van die wet, nie? Dit wat verband hou met ons naaste. Maar net soos wat jy die eerste tafel, jy kan nooit as 'n gelowige sê, ek het die eerste tafel perfek onderhou nie, kan jy? Kan jy sê jou liefde teenoor God is perfek? En net so kan ons nie sê dat ons liefde teenoor ons naaste is perfek nie. En die gevolg is, dis 'n lewenslange afbetaling, is dit nie? Ons hou aan om liefde te bewys teenoor ons naaste. En nooit sal ons die punt bereik waar ons naaste perfek sal lief hê nie. Die wet word vervul deur 'n lewenslange liefde vir God en 'n lewenslange liefde vir ons naaste. En nou wil ek bysê, voorheen was dit vir ons onmoontlik om die wet te vervul, maar nou is dit vir ons moontlik om die wet te vervul. Hoekom is dit vir ons moontlik? Want Romeine 8 vers 3b tot 5 sê, Christus het in sy vlees die sonde veroordeel, sodat die reg van die wet
vervul kan word in ons, wat nie meer na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. So wat sê hy? Voor my bekering was ek nie in staat om die wet te vervul nie, maar nou, as gelowige is ek deur die Heilige Gees wel in staat om die wet te vervul. En hoe word die wet vervul? Die wet word vervul deur liefde. Jesus sê presies dieselfde ding in Matteus 22 vers 37 tot 39 sê Jesus dat die wet word vervul deur 'n liefde vir God en 'n liefde vir die naaste. En so nou wat gebeur, en dis nou deel van hoekom ek gesê het ons moet versigtig wees vir daai vooraflied. Nou dink mense dat ons enigste verantwoordelikheid is dat ons moet nou net lief wees. As ons lief is vir God, as ons lief is vir ons nasie, gaan ons naaste is ons reguit op pad hemel. Dis die gevaar. Want hulle dink dat liefde die wet vervul, of die wet vervang. En dis presies wat Paulus nie sê. Paulus sê nie die wet is vervang deur liefde. Jesus sê nie die wet is vervang deur liefde. Hulle sê die wet is vervul deur liefde. Met ander woorde, as jy jou naaste liefhet, as jy jou naaste liefhet, sal jy nie egbreek pleeg nie, sal jy nie moor nie, sal jy nie steel nie, sal jy nie valse getuienis lewer nie, sal jy nie begeer wat syne is nie, en watter ander gebod daar ook al mag wees teenoor jou naaste, jy sal nie daardie dinge pleeg nie. As jy lief is vir jou naaste, sal jy minstens dit doen wat die wet van jou vra. En so die wet word nie vervang nie. Dit word vervul. Met ander woorde, wanneer jy lief is vir jou naaste, dan doen jy wat die wet van jou vereis teenoor jou naaste. Dis presies wat Paulus ook in Galasiërs 5 vers 14 sê, wanneer hy sê, die hele wet word vervul in een woord, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Naaste liefde vervang nie die wet nie, naaste liefde help ons om die wet te vervul, om te doen wat die wet vra. Die vereiste van die wet met betrekking tot ons naaste verwag dat ons naaste sal lief hê. Die wet met betrekking tot ons naaste kan nie vervul word tensy jy lief is vir jou naaste. Nou, as mens kyk na die wet, die 10 gebooie, dit wys eintlik op die sonde, is dit nie. Dit wys op egbreek en moord en diefstal en valse getuienis en begeerte. Dis alles sonde. En as jy jou naaste lief het, sal jy dus dan nie hierdie sonde teenoor daardie persoon pleeg nie. En hier's die ding, hoekom sal ons nie hierdie sonde teenoor ons medegelowige of teenoor ander mense pleeg nie? Hoekom wil die gelowige nie meer daardie sonde teen hulle pleeg nie? Hoekom? Want ons is mos nou vrygemaak van sonde, is ons nie? Ons het dit laasweek het ons vlugtig daarna gekyk in ons Kersangdiens. Matteus hoofstuk 1 vers 21, wat is Jesus? Gee vir Jesus die naam, noem hom Jesus, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Die mag van die sonde oor die gelowige is gebreek, wat beteken ons is nou in staat om dit te doen wat die wet van ons vra. Ons is nou in staat om die liefde te gee vir ons naaste. Ons liefde te gee vir God. Om sodoende te doen wat die wet van ons vra. Maar dan sê Paulus iets belangrik daar. Hy sê, hy noem die gebooie, hy noem nie almal nie, maar hy noem die gebooie en dan sê, en watter ander gebod ook al. Dis belangrike woorde daai, want wat hy probeer sê is dat naaste liefde vervul nie net die laaste 5 gebooie van die 10 gebooie nie.
Wat 'n gebod daar ook al in die hele skrif mag wees, wat ook al God van ons vereis teenoor ons naaste, sal altyd vervul word deur hierdie een ding. Wanneer jy jou naaste lief het, soos jouself lief het, dan sal jy teenoor jou naaste optree in ooreenstemming met wat God van jou vra. En so broer en suster, hier's die ding, liefde vir my naaste moet sigbaar wees in alles wat ek doen. Maar, en hierdie is 'n belangrike maar, dis nog een van die redes hoekom daai lied gevaarlik is. Liefde vir my naaste is in gehoorsaamheid aan. Met ander woorde, ek kan nie goedkeuring gee of toelaat, ek mag nie toelaat wat God verbied of verbied wat God toelaat nie. Nou hier is die ding, terwyl ons gruwelike sondaars moet lief hê, mag ons nooit in die lief hê van ons van daai gruwelike sondaar sy sonde goedkeur. Ons mag nooit by die punt kom waar ons sê sy sonde is reg of toelaatbaar of aanvaarbaar. Maar wat sê Paulus hier? Hierdie is nou die kern belangrike ding wat ons moet raak sien. Hy sê jy moet jou naaste lief hê soos wie? Soos jouself. En hy haal dit aan uit Levitikus. So hierdie is 'n Ou Testamentiese gebod wat hy net oorgedra het. Levitikus 19 vers 18 sê presies dieselfde, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou kom ons verstaan nie verkeerd hier nie, wat dit eintlik sê is ek moet myself lief hê. Maar my liefde vir myself mag nooit selfsugtig wees nie. Mag nooit egoïsties wees nie. Om die waarheid te sê, my liefde vir myself mag my nooit verhoed om lief te wees vir my naaste. En so dit praat nie hier van selfsgefokusheid nie. Dit moet praat van 'n liefde vir myself wat altyd moet uitvloei na ander. Kom ek noem 'n paar voorbeelde in die skrif om vir julle te wys dat dis presies wat die skrif bedoel met naaste liefde. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Filippense 2 vers 4. Paulus sê julle moet elkeen nie net na julle eie belange omsien nie, maar ook na die belange van jou, van die ander. So sien om na jou eie belange, maar sien op dieselfde vlak ook om na jou buurman se belange. Dis wat Paulus sê. Ons kom by Efesiërs hoofstuk 9 vers Efesiërs 5 vers 29. Paulus sê, want niemand het nog ooit sy eie vlees gehaat nie. En dan in die vorige vers sê hy, so niemand het sy eie vlees gehaat nie, sodoende behoort elke man sy eie vrou lief te hê soos sy eie liggaam. Want wie homself lief het, het sy vrou lief. Of sy vrou lief het, het homself lief. So, verstaan mooi, liefde vir myself is nie egoïstiese, selfsugtige liefde nie. Liefde vir jouself is natuurlik en reg, ons behoort oor onsself besorg te wees. Dis hoekom, as ek siek is, gaan ek dokter toe en ek bly nie by die huis of hou aan om te werk nie, want ek is besorgd oor myself. En wanneer ek honger is, dan eet ek kos. En wanneer ek klere nodig het, dan koop ek vir my klere. Maar so baie fyn lyn tussen selfliefde en selfsugtige liefde. Baie fyn lyn. En ons moet versigtig wees dat ons nie daai lyn oorsteek. Want daai liefde vir jouself moet jou aanmoedig om met dieselfde liefde ook oor ander besorg te wees. Met ander woorde, as jy jouself sou wou by die dokter gehad het en jy sien iemand in nood, dan moet jy probeer om daai persoon te help om ook by die dokter te kan uitkom. Jou liefde behoort vir
vir jouself behoort 'n bron te wees waaruit liefde vir ander mense sal uitvloei. Omdat niemand nog ooit sy eie vlees gehad het nie, dis hoekom mans hulle eie vrouens moet lief hê. En omdat ons na ons eie belange omsien, dis hoekom ons ook na die belange van ander moet omsien. Selfliefde mag nooit met jouself behep wees en niks vir iemand anders voel nie, inteendeel die teenoorgestelde. Jou liefde vir jou naaste moet dieselfde wees. Dieselfde wees as wat jou liefde vir jouself is. En so met ander woorde, selfliefde is die bron, die motivering, die aanmoediging vir ons liefde teenoor ons naaste. Soos wat jy vir jouself sorg, so moet jy vir jou naaste sorg. Soos wat jy vir jouself omgee, so moet jy vir jou naaste omgee. Soos wat jy oor jouself bekommerd is, so moet jy bekommerd wees oor jou naaste. Want selfliefde is nooit selfsugtig nie. Selfliefde in itself is nie sonde nie, selfsugtige liefde is sonde. Maar wat sê Paulus, wat sê die Here Jesus? Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Asof jy jou naaste is. In Matteus hoofstuk 12, verskoning Markus hoofstuk 12 vers 28 tot 34, wys die Here Jesus daarop dat die hele wet word vervul deur ons liefde vir God en ons liefde vir ons naaste. Dit beteken nie die wet is tot niet gemaak nie, wat dit beteken is dat die metode om die wet te vervul is deur om liefde te betoon teenoor alle mense. En watter gebod daar ook al is, al hierdie gebooie, wat ook al ander gebooie daar is, word deur niks minder vervul as dat ek vir my naaste sal lief hê. Die wet bly staan, maar die wet kan net vervul word as ons in liefde leef teenoor ons naaste. Laaste ding wat ek wil hê ons moet raak sien vanoggend. Liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Doen die liefde geen kwaad nie. Naaste geen kwaad nie, vers 10. So liefde som die tweede helfte van die 10 gebooies op. Want, hoekom vervul dit, hoekom som dit die tweede tafel van die wet op? Want liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. En kyk na die 10 gebooie, nee? Kyk na die laaste 5, en jy sal sien, niks van daai gebooie vra van ons om skade aan ons naaste te doen nie, is ek reg? Die teendeel, dit wil hy ons moet goed doen aan hulle. En so as jy daardie gebooie wil vervul, moet jy jou naaste lief hê, want hoekom? Liefde soek dit wat die beste is vir my naaste. Liefde gaan uit sy pad uit om dit te doen aan my naaste wat goed is. Ware naaste liefde wil nie net die beste hê vir my naaste nie. Ware naaste liefde is nooit ontevrede as dit goed gaan met ander. Ware naaste liefde is nooit gelukkig wanneer mense deur ellendig of gestraf word. Want dit doen die naaste geen kwaad aan nie. Soos ek gesê het reeds 'n paar weke gelede toe ons gekyk het na ons naaste, my begeerte as gelowige is die bekering van selfs my grootste vyand. En met ander woorde, ek kan nie bitter of haatlik teenoor hulle optree nie. Ek kan nie bitterlik of haatlik teenoor hulle dink. Ek begeer wat vir hulle goed is. Die gelowige verlekker homself nie in die ellende, selfs van sy grootste vyand nie. Maar nou hier's die ding, die standaard. Wat is die standaard waarvolgens ons moet leef? Wat is die standaard waarvolgens ons hierdie liefde moet uitleef? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ja, maar wat sê Jesus in Johannes 13 vers 34? Hy gee vir ons 'n ander standaard. Nee. 'n nuwe gebod gee ek aan julle, ons het dit gesing voor die tyd. Dat julle mekaar moet lief hê.
soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Is daar enige van ons hier vanoggend wat wil sy hand opsteek en sê, ek verdien God se liefde? Is daar enige een van julle hier wat God iets aangebied het, sodat hy nie 'n keuse het as om julle lief te hê? Ek hoop nie daar's iemand wat wil ja sê, of selfs in sy hart dink ja nie, want Efesiërs 2 vers 1 sê, julle het hy lewend gemaak, toe julle dood was in julle misdade en sonde. Romeine 5 vers 12 sê, dat ons is in daai opsig, dat ons dood is in ons misdade en sonde, is ons gelykstaande aan enige ander mense in die res van die wêreld. Want wat sê dit? Deur een mens, Adam, het die sonde in die wêreld ingekom, alle mense. En tog het hy vir my en vir jou lief gehad. En nou vermaan hy vir my en vir jou, om sy liefde die standaard te maak, waarin ek sal liefde bewys teenoor al my naastes, na alle mense om my. Christus het vir die goddelose gesterf, toe hy nog swak was. Dis ek en jy daai, Romeine hoofstuk 5 vers 6 tot 8. Toe ek en jy nog swak was, toe ons nog goddeloos was, dis toe Christus vir ons gesterf het. Hy het nie gewag tot ek en jy perfek is, of halfpad beter is nie. Hy het nie by die punt gekom waar hy gedink het, okay, wel, ek dink ek is nou gereg om vir hierdie ou te sterf. Toe ons nog nie regverdig was nie, toe het God sy liefde aan ons bewys, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. En soos Christus se liefde die standaard moet wees, waarop ek my naaste moet lief hê, dan vra dit, dan moet ek nie net lief wees vir die wat aan my goed doen, of die wat my standaard bereik van wie ek aanvaarbaar vind nie. Maar dit vereis dat ek alle mense sal lief hê, selfs my vyand, soos ons 2 weke gelede gesê. Nooit mag ek in enige opsig kwaad doen of kwaad toewens op enige ander nie, want die liefde doen nooit sy naaste kwaad aan nie. En dis juis omdat die liefde nooit sy naaste kwaad aandoen nie, dat dit die vervulling is van die wet, vers 10b. Kom ons lees net weer vers 10. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie, daarom is die liefde die vervulling van die wet. Die wet word juis vervul, omdat ons naaste nie kwaad aan doen. Broer en suster, liefde vir ons naaste mag nooit ophou nie. Vers 8 het gesê, terwyl jy alle ander skuld moet afbetaal, is hier 'n skuld wat jy nooit sal kan afbetaal nie. Jy moet nooit ophou om vir jou naaste lief te wees. En nooit sal jy die punt bereik waar jou naaste liefde volledig betaal is. En naaste aan jou liefde, liefde aan jou naaste, vervul die wet, want dit pleeg nie egbreek nie, dit pleeg nie moord nie, dit pleeg nie diefstal nie, dit lewer nie valse getuies nie, dit begeer nie, dit doen nie enigiets wat die Bybel vereis van ons as gelowiges teenoor ons medemens. Dit pleeg nie enige van daai sonde nie. Alle gebooie in die skrif aangaande ons naaste word vervul deur naaste liefde. En naaste liefde sal jou verhoed om selfsugtig te wees.
Want terwyl dit so is dat ons onsself moet lief hê, word dit die bron vanuit waaruit ons ander lief het. Dit doen nie die naaste enige kwaad aan nie. En dit eer God. Om jou naaste lief te hê, eer God. Want dit vervul die wet aangaande jou naaste, maar dit eer God. Wat beteken dit gee nie goedkeuring aan sonde. Dit gee nie aanvaarding vir dinge wat God nie toelaat nie. Dit gee nie toelating vir dinge wat God verwerp en verwyder nie. Nou kom ek vra vir julle 'n vraag, nee, ek vra dit vir myself ook vanoggend. Is ek waar ek moet wees? Is jy waar jy moet wees? In jou verhouding teenoor jou naaste? En natuurlik is die antwoord nee, van ons is waar ons moet wees. Beteken dit nou ons moet opgee? Ons mag nooit ophou om hierdie skuld te betaal. Ons moet aanhou om ons naaste lief te hê. Wanneer ons val, dan moet ons opstaan en ons moet harder werk om weer van voor af ons naaste lief te hê. Terwyl ons nooit vergeet dat naaste liefde kom nooit ten koste van gehoorsaamheid aan God, maar dit is juist ter wille van gehoorsaamheid aan God. Mag die Here vir ons help om te groei in ons liefde vir ons naaste, en wil ek sê, waar moet naaste liefde begin? Moet hier begin, is dit nie? Moet hier begin onder mekaar. En dan moet dit van hier af uitvloei na die mense wat in direkte kontak is elke dag van die week. Moet uitvloei na daai mense wat jy nou en dan sien. En moet selfs uitvloei na daai persoon wat jy jou sondige natuur begeer om te haat. Jou vyand. Selfs daar moet jou liefde gesien word. 'n Liefde wat gelykstaande is aan Christus se liefde vir my. Wat toe ek nog 'n sondaar was, toe ek nog ver weg was, toe het sy liefde my gevind, maar nie my sonde aanvaar nie, maar my tot bekering geroep van my sonde. Dis wat ware liefde doen. Amen. Kom ons bid. Here, dit is so geweldig wat die skrif van ons vra, en dit is so maklik om te dink, hierdie dinge is nie so moeilik nie, maar as ons regtig diep grou in ons eie harte, as ons kyk na hoe ons optree in ons dag tot dag lewe, dan besef ons hierdie dinge is nie maklik nie. Om die waarheid te sê, Here, ek wil sê, daar's nie een mens hier, is nie een mens hier wat in homself in staat is om te doen dit wat U van ons vra nie. Maar dank die Here vir die Heilige Gees, wat ons nuut gemaak het en in staat stel om as gelowiges te doen dit wat die wet van ons vra. Dag vir dag is dit 'n stryd, maar ons kan dag vir dag meer oorwin, terwyl ons inderdaad nooit die punt sal bereik waar ons ons naaste so sal lief hê soos wat ons moet. Here, is ons elke dag besig, bid ek dat U vir ons sal help, dat ons elke dag meer en meer sal besig wees om hierdie naaste liefde uit te leef, sodat ons U sal eer, ook in die manier hoe ons optree teenoor alle mense. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.